Baie welkom by vanoggend se uitsending en waar jy ook al mag inskakel. My gebed is dat die Here ook daar by jou sal wees in die gees. Soos julle kan sien, gaan ons vanoggend ook die tekens van die nagmaal met mekaar deel en daarom is jy baie welkom om ook nou sommer daar waar jy is te pause en so 'n bietjie hierdie diens op stilstand te bring en gou ook die tekens te gaan gereed maak en dan is jy welkom. Sou die Here jou so later lei in die diens om dan saam met my simbolies hierdie tekens so te gebruik dat dit tot geloofsversterking ook van jou en jou gesin mag bring en bied. Geliefdes, kom ons sit so na raak ons stil voor die Here. Ons slaan ons oë op na die berge en waar vandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp kom van die Here wat gesê het, hierdie is my liggaam. Neem dit, eet dit en gebruik dit tot my nagedagtenis. En hierdie is my bloed. Neem, drink en dink daaraan dat my kosbare bloed vergiet is vir elkeen van julle se oortredinge. Dankie Here dat ons hulp van U kom. 'n God van liefde, 'n God van verlossing en 'n God van redding. Dankie dat ons nou ook in die genade tot U mag nader. Spreek Here, ons, U kinders, ons luister. Ons bid dit, glo dit en verklaar dit in die naam van alle ander, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek groet jou dan vanoggend met hierdie kosbare mooi woorde. Genade, barmhartigheid en vrede vir jou van die driemaal heilige God, ons hemelse Vader. My en jou Here Jesus Christus, ons verlosser en middelaar. En God die Heilige Gees, wat ook vanoggend daar by jou is. Amen. Liewe broers en susters, kinders, jong mense, gesinne, ek nooi jou om die woord van die Here ook saam met my vanoggend oop te slaan en ons doen dit daarso in die brief van Korintiërs. Paulus skryf hierdie brief aan die Korintiërs en ons gaan met mekaar saam lees daarso in 1 Korintiërs hoofstuk 11. Die agtergrond van die teks. Paulus skryf hierdie brief om dan ook lede van die gemeente in Korinte te maan en te waarsku dat hulle nie onoordeelkundig, roekeloos en sonder behoorlike nadenke met die nagmaal behoort om te gaan nie. En dis met hierdie stukkie agtergrond wat hy dan hierdie gedeelte skryf, 1 Korintiërs 11, in ons teks is so vanaf vers 27 tot so met vers 30, 32 se kant. En wanneer ons dit lees, kom ons raak rustig ook vir 'n oomblik en ons fokus en dan dink ons onsself ook in. Paulus skryf hierdie teks omdat daar lidmate is wat hulle self te buite gaan aan die nagmaal, wat opdaag en te veel eet en te veel drink, asof dit 'n partytjie is. Daar's lidmate wat die nagmaal dan roekeloos gebruik, deurdat hulle dit gebruik vir eie gewin, om hulle self op 'n manier dan so half in 'n partytjie gees en stemming te bring, en dan sluit hulle baie van die ander lidmate uit. Of wanneer die ander lidmate einde ten laaste ook by hulle sou aansluit, dan is die kos al klaar. En dis in gelang van hierdie agtergrond en belang van die gemeente se behoud dat Paulus hierdie teks skryf. Kom ons lees met mekaar saam. 1 Korintiërs 11 vers 27. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet en uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en sterf daar baie van julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie, maar nou word ons deur die Here geoordeel en getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie.
Daarom, my broers, as julle saamkom om die nagmaal te vier, wag vir mekaar. As een van julle honger is, moet hy liewer by die huis eet, sodat julle nie 'n oordeel oor julle bring as julle by mekaar gekom het nie. Die ander sake sal ek reël wanneer ek daar kom. So skryf Paulus dan aan die gemeente in Korinte. Geliefdes, wanneer mens hierdie teks saam lees, dan dink ek is die heel eerste ding wat 'n mens hier behoort op te val, die opskrif. Onvanpaste deelname aan die nagmaal. En hier is 'n ernstige saak. Dis teologies swaar belaaid. Kom ons lees weer. Maar kom ons begin by vers 27. Ek nooi jou, neem die woord van die Here op, lees hom saam met my. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet en uit die beker drink. Kyk hoe begin die teks. Elkeen. Maak nie saak of jy nou die leierouderling of die leier diaken is, of jy selfs die dominee is, of dalk die pastoor is, of jy op die einde van die dag die rykste persoon in die gemeente is, of dalk hier die hoogsgeleerde professor in die gemeente is, of jy dalk net 'n arm lidmaat is wat dalk vir die rykste persoon in die gemeente werk. Elkeen, ongeag jou stand in die gemeente of in die samelewing, elkeen, niemand word uitgesluit nie, ook nie ouderdom nie, dis nie net vir die ouer mense geskryf nie, dis ook vir die jonger mense geskryf. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse. Nou, wat beteken hierdie woordjie ongepas? Wanneer 'n mens die agtergrond van hierdie teks lees, dan kom 'n mens weliswaar agter dat ongepas beteken om nie doelbewus voor die tyd stil te raak en te verstaan dat hierdie nie 'n partytjie is nie. Dis nie 'n bring en braai nie. Hier is 'n bepaalde gewydheid, 'n bepaalde erns aan hierdie samekoms. Ons moet onsself voorberei. Hoekom? Want wie is die gasheer? Wie het jou genooi? Nie ek nie, nie die gemeente nie. Die gasheer is Jesus. Hy nooi jou. En wanneer jy dan op sy uitnodiging reageer en na hierdie geleentheid toe kom, hoe kom jy? Met watse gesindheid kom jy? Nie om te kom partytjie hou nie. Hierdie is nie 'n rockkonsert nie, hierdie is nie 'n show nie, hierdie is nie 'n bring en braai nie. Hierdie is 'n ernstige, gewyde, diep, teologiese, belaaide, kosbare moment waarin jy jou gees moet voorberei. Geliefdes, daarom, Jesus is die gasheer. Hoekom sê ons dit? Daar staan, elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker drink, kyk die woordjie, van die Here, dit is van hom af. Hy nooi jy dus uit. Hoe daag jy op by die nagmaal? Met watse gesindheid? Miskien is die ongepaste manier ook baie beslis iets wat verwys na jou geestelike stand of die manier waarop jy dink, jy is geestelik dalk beter of verhewe bo die persoon langs jou, agter jou, voor jou. Miskien dink jy, ja, maar ek kan die nagmaal gebruik en ek behoort die nagmaal te gebruik, maar daardie broer, daai sussie, nee, wat ek van hulle af weet is, hulle beslis nie welkom by hierdie tafel nie. Miskien is dit juis hierdie geestelike hoogmoed wat maak dat die woordjie ongepas volgend ook op jou van toepassing kan wees. En dan, daar staan, kyk na die komma, sal skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Nie sal dalk, miskien, moontlik, sal. Geliefdes, wat beteken dit dus? Absoluut onontbeerlik, dit is so, dit gaan so wees. As jy dit op 'n ongepaste manier doen, sal dit 'n oordeel bring. Dit sal 'n oordeel wees. Ek hoop, jy en ek, soos jy die teks lees, beleef iets van die erns, van die diepte.
van die teologiese swaar belaaide erns en konteks waarin Paulus hierdie vir jou skryf en vir my skryf, ook in vandag se tyd. Dan, vers 28, daar staan, maar elkeen moet eers homself ondersoek. Daai moet is nie onderhandelbaar nie. Dit word geskryf in die eerste persoon imperatief. Dit is ononderhandelbaar. Jy moet. As jy nagmaal toe kom of van plan is om die nagmaalstekens te gebruik, moet jy. Dis nie 'n keuse nie. Dis 'n opdrag. Jy het nie 'n keuse hierin nie. Moet. 'n Opdrag van die gasheer aan jou. En die gasheer Jesus, wie se liggaam en bloed aan jou gebied word. Daarom, maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en hy die beker drink. Wat beteken hierdie ondersoek? En wanneer mens na hierdie teks en hierdie woordjie kyk, ondersoek, dan beteken dit eintlik die volgende. Punt 1, voordat ons die tekens gebruik, is daar dalk 'n sonde in jou lewe waarvan jy bewus is, wat jy nog nie voor die Here bely het nie. Want dan moet jy dit eers doen, voordat jy die tekens gebruik. Of, is daar dalk 'n sonde waarvan jy bewus is, en dit voor die Here bely het, maar jy het nog nie daarvan afskeid geneem nie. Anders gesê, jy het nog nie daarmee afgereken nie. Dis nog 'n ou troetelsondetjie. Ek en jy gaan dus hierdie tekens gebruik van vergifnis en genade, terwyl ons weet ons gaan hierdie sonde waar beslis weer doen. Want hierdie sonde is 'n ou troetelsondetjie. Ons het nog nie daarmee afgereken nie. En as dit die geval is dit deel van hierdie ondersoek. En dan natuurlik beteken hierdie ondersoek natuurlik ook, hoe lyk dit met jou verhoudings? Het jy dalk, of staan jy in 'n verhouding met iemand, waarin jy bitterheid en verwyt in jou hart koester, en nie van plan is om dit te gaan regstel nie? Mens dink aan Jesus se bergpredikasie, daar in Matteus 5 vers 23, waar hy sê, as jy die offer bring, voordat jy die offer in die tempel inbring, en jy weet, daar is iets tussen jou en jou broer, 'n stuk bitterheid, gaan maak eers die saak reg, en kom dan terug en bring die offer. Daarom, dis teologies diep belaaid. Ondersoek jou gees. Anders sal daar 'n oordeel kom. Dis harde woorde, dis diep woorde. Ons sê dis ook vir mekaar, om selfondersoek te doen is nie lekker nie, dis nie maklik nie. Wie van ons hou daarvan om selfondersoek te doen? Want op die einde van die dag, as ons onsself ondersoek, dan kom ons agter, ons skiet ver tekort, ons is vol sonde, en daarom voel ons sleg oor onsself, en ons wil nie sleg voel oor onsself nie. Wat is die tendens daar buite? Jy is oulik, jy is goed, jy moet 'n goeie selfbeeld hê, en op die einde van die dag moet jy nie glo dat jy sleg is nie. Maar die nagmaal wil jou bring by 'n plek waar jy voor die voete van die kruis neerval en sê, Here, hier is ek, vergewe my, maak my skoon, herstel my in die verhouding tot U. Die nagmaal het dus nie ten doel om in hierdie selfondersoek jou soos 'n slak te laat voel, laar as laar nie, maar om jou by die reddende, verlossende Here te bring. En dan moet ons ook vir mekaar sê, die tekens is op die einde van die dag 'n uitnodiging. Wanneer ons die nagmaal vier, dan bring ons die evangelie. Wanneer ons die nagmaal bring, bring ons die evangelie. Anders gesê, die nagmaal is dus in sy wese diskriminerend. Dis nie oop vir almal nie. Ons nooi nie die ongelowige na die nagmaal toe nie, net die gelowige. Want jy moet weet waaroor dit gaan, want as jy nie weet waaroor dit gaan en erns daarmee maak nie, dan drink jy voorware oordeel oor jouself. Daarom, broers, susters, liewe jong mense, selfs die kinders, dis begrensd. Dis nie oop vir almal nie. Is ons dan lelik in die NG Kerk as ons dan nou sê, dis nie oop vir almal nie. Dis net vir 'n bepaalde groep mense. Dis vir gelowiges bedoel.
vir kinders van die Here. Is ons lelik? Nee, natuurlik is ons nie lelik as ons dit doen nie, want daardeur wil ons vir die ongelowige sê, kyk en sien, jy's nie deel nie. En mag daar by jou 'n brandende begeerte ontvlam om deel te word van die Here Jesus Christus. Sien, jy's nie deel van Jesus nie. En mag hierdie uitsluiting jou bring by 'n plek waar jy sê, ek wil ook deel hê, ek wil ook deel wees van Jesus. Want hy wil red, hy wil verlos, hy wil jou in die ewige lewe, vir ewig, in liefde by hom hê. Daarom is dit diskriminerend, daarom sluit hierdie tekens uit, en is dit begrens, en is dit nie oop vir almal nie. Hierdie ondersoek is dit diep, dis 'n saak van erns. Daarom, liewe gelowige, jy word uitgenooi na hierdie nagmaal toe. En dan, kyk wat staan daar in vers 30. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en sterf daar baie van julle. Wat beteken dit dan? Soos verder lees, as ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Maar nou word ons deur die Here geoordeel en getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. Wat is hierdie oordeel? As ek en jy hierdie tekens gebruik, sonder die nodige agting, roekeloos en onnadenkend, onvanpas, dan kom daar 'n oordeel oor ons. En hierdie oordeel vind op die einde van die dag neerslag, sê die teks, onder andere in siekte, in pyn, in seer, in lyding. En ek wil 'n belydenis doen. Daar was 'n stadium in my lewe wat ek bitterheid gekoester het, verwyte gekoester het teen 'n bepaalde persoon, teen 'n iemand. En ek kon nie myself so ver kry om daai persoon te vergewe of te gaan vrede maak nie. En ek het as dominee die tekens gebruik. En ek kan vandag getuig daarvan dat die Here het my getuig in my bitterheid. Het ek al meer en meer kwaad geword. My vreugde was gesteel, my vrede was gesteel. En in die proses het ek aggressief begin raak oor alles en almal. Niks was meer genoegsaam nie. Ek het myself betrap dat ek soms swartgallig geraak het. En dit het natuurlik als gekulmineer in al minder slaap, slapelose nagte. En op die einde van die dag 'n maagseer, waarvoor ek mediese behandeling moes kry. Ek moes op 'n stadium erken, ek het 'n geheime verhouding met my sonde aangegaan. Totdat ek op 'n dag hierdie teks weer lees, die tekens sien en sê, ek moet hierdie verwyte en bitterheid gaan regstel. En eers daarna, broers en susters, jong mense, daarna, daai maagseer van selfgewyd, die vreugde en die vrede het in my lewe teruggetree. Die Gees van die Here het my swartgalligheid opgelig. En ek kon by die voete van die kruis van my verlosser die tekens weer met oorgawe nuttig en deel wees van die liggaam soos dit hoort. En hier staan, daar selfs mense wat sterf op grond van die feit dat hulle roekeloos en sinneloos en betekenisloos veragtelik met hierdie tekens van die gasheer omgaan. Daarom neem dit ernstig op. Hier staan dit. Die Here sal jou tugtig. Hoekom? Ek het my kinders getug toe hulle jonk was, om 'n korreksie op hulle gedrag te bewerk. Hoekom? Want ek het hulle lief. Ek gee om vir hulle. Hoekom sal die Here dan vanuit sy tekens, as ons roekeloos en onnadenkend daarmee omgaan, en op 'n manier dalk dit bespotlik maak, hoekom sal hy ons stig? Hy sal jou en vir my juis stig, omdat hy jou lief het. Hy soek 'n korreksie in jou gedrag. Hy wil jou by die kruis se voete hê.
Hy wil jou red. Hy wil jou vergewe. Hy wil sy genade oor jou uitstort. Daarom, geliefdes, ek nooi jou uit. Ondersoek jouself en kom na die gasheer, wanneer die gasheer nou vir jou in die oë kyk en sê, my kind, ek het jou lief, wil jy moet deel wees van my koninkryk, van die lewe, die ewige lewe. Daarom, die Here Jesus sê, hierdie is my liggaam. Neem, eet en dink daaraan, dat my liggaam gebreek is vir jou sondes en jou oortredinge. Die Here Jesus kom ook, en hy nooi jou uit, wanneer hy vir jou sê, kyk, hierdie is die teken van my bloed. Neem dit, drink, en dink daaraan, dat my kosbare bloed vergiet is, tot die volkome versoening van al jou sondes en jou oortredinge. En daarop wil ek en jy sê, dankie Here, dankie. Aan U die lof, aan U die eer, tot in alle ewigheid. Amen. Jou